Goeiemôre geliefdes, ek groet julle almal vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Vandag is ons bymekaar om die lewensviering van 'n man te herdenk. 'n Man wat sy kerk en sy Here gedien het tot aan die einde toe. 'n Eggenoot, 'n pappa en 'n oupa grootjie en 'n oupa. In die stilte van hierdie oomblik, terwyl ons op die kruispad van hartseer en gekoesterde herinneringe staan, kom ons saam om die lewe van Piet Niemand, gebore 17 Maart 1940 en oorlede op 10 Julie 2026 te onthou. Terwyl ons deur hierdie see van emosies navigeer, mag ons troos vind in die herinneringe van vreugde en die liefde van God wat in ons harte leef. Net gou 'n paar afkondigings voor ons aangaan met die diens. Na die diens gaan die familie Broer Piet se as in die nissie buite plaas en ons vra dat u na die diens buite toe sal beweeg hier agtertoe en net wag vir die familie tot hulle klaar is daar en dan kan ons almal saam 'n koffietjie drink en ietsie eet. Ons gaan nie baie lank daar wees nie, so ons vra dat u almal vir ons sal wag, die familie sal u graag wil ontmoet en met u 'n woord wil wissel. En dan tydens die diens gaan ek ook op 'n stadium vra dat al ons veterane opstaan, dis al die manne wat in die polisie was of in die weermag, al daardie eenhede, en dan gaan ons net vir Broer Piet 'n finale militêre saluut gee, as dit reg is. Baie dankie. Ek gaan nou, voor ons begin, net 'n tyd van stille gebed, 'n oomblik van stille gebed gee, waar ons bietjie kan nadink oor vandag en wat alles hier gebeur. Baie dankie. Baie dankie geliefdes. Suster Esther, Nico, Lini en die familie, my innige meegevoel en simpatie met die afsterwe van julle oupa grootjie, pa en eggenoot. Ons gebede is met julle in hierdie tyd van hartseer, mag die Here julle vertroos en julle deurdra. Ons weet, die Here is altyd by ons, deur alles wat ons gaan. Ek weet ook, dit was vir julle voorreg en 'n eer om hom te kon ken, en te kon deel hê aan die vol lewe wat die Here vir hom gegee het. Mag sy genadegedagtenis vir ewig in ons harte voortleef. Ek wil nou 'n geleentheid gee dat die skyfie gespeel word asseblief. Dankie. Die kinders afgerig met netbal en rugby op die veld. En papa Piet was altyd daar waar elke herinnering leef. Van die eerste paar sokkies toe hulle 16 was, tot vakansie daar vol lag met baadjies wat skaars pas. By elke dorpsbasaar was hy die hartklop van die fees, met stories en met grappies, want 'n glimlag kon genees. Hy het langs sy kinders gestaan, deur elke nuwe dag, hulle veilig in sy hart gedra, met liefde en met krag. Hy het hulle geleer om te vergewe en in liefde op te bou, om elke mens met sagte oë en 'n oop hart te sien en te ontvang. Want papa Piet bly wandel in die helder lig van God, met sy hand oor hom gevou,
op elke tree van sy pad. 'n Standvastige rots wat altyd die rigting wys. 'n Lewe wat getuig van God se liefde en genade in sy huis. Hy het gebou aan 'n nalatenskap wat die jare sal deurstaan. 'n Seën in elke hart waar sy voetspore bly voortgaan. Hy skree by elke rugbywedstryd voor die skerm met volle krag. Vir spelers op die veld, al hoor hulle nie sy stem daardie dag. Saam op 'n perd het hulle vry deur oop vlaktes heen gery. Met drome in hul oë en avonture aan hul sy. By Hentiese koue waters het hy vir die groot vans gegaan. Met viskoors in sy hart en sonskyn om hom heen gestaan. Hy het haar klein baadjie aangetrek op daardie koue dag. Want 'n pa vind altyd 'n weg en maak 'n plan, selfs deur gelag. Saam staan hulle sterk, soos 'n span wat nooit sal breek. Deur elke nuwe seisoen en elke pad wat voor hulle spreek. 'n Vader en 'n vriend, 'n anker deur die tyd. 'n Liefde wat bly leef oor elke grens en elke stryd. Want Papa Piet bly wandel in die helder lig van God, met sy hand oor hom gevou op elke tree van sy pad. 'n Standvastige rots wat altyd die rigting wys. 'n Lewe wat getuig van God se liefde en genade in sy huis. Hy het gebou aan 'n nalatenskap wat die jare sal deurstaan. 'n Seën in elke hart waar sy voetspore bly voortgaan. Hy is hulle papa. Hy sal altyd hulle papa wees. Baie dankie vir daardie pragtige video. Nadat mens die video gekyk het, dink ek is ons aanvangswoord vir vandag so toepassend. En ek lees graag vir u uit die boek van Filippense. Ek span my in om die wenstreep te haal, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader, die Seun en die Heilige Gees met u wees. Amen. Ek gaan nou vra dat ons almal opstaan en hartlik saam sing lied 464. Baie dankie. Ek wil nou graag geleentheid gee vir die familie om na vore te kom en 'n kers vir broer Piet aan te steek. Wat as 'n simbool dien van sy lewe en hoe hy sy lig vir Christus laat skyn het, toe hy hierso by ons was. Baie dankie julle.
Baie dankie Suster Esther, baie dankie familie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U is die een wat ons gemaak het deur die krag van U hand. Die God wat ons liggaam in ons moederskoot gemaak het. En die God wat elke dag van ons lewe hier op aarde skeduleer. U het ons uit die modderput van sonde gered en ons van ons rebellie verlos. Dankie dat U ons deur U genade en barmhartigheid nuwe lewe gegee het. In en deur die wonderlike offer van U eniggebore Seun, Jesus Christus, ons Here. Here, ons weet dat die mens maar 'n kort tyd het om te lewe en dat ons in die middel van die lewe ook reeds in die dood is. Want ons het uit stof gekom en tot stof sal ons terugkeer. Maar ons loof U heilige naam dat U die opstanding in die lewe is en dat hy wat in Christus Jesus glo sal lewe al het hy gesterwe. Here, terwyl ons hierdie werklikheid van die dood in die wêreld in die gesig staar, verheerlik ons U. U heilige naam vir die hoop wat vir ons in die hemel bewaar is, in en deur die bloed van Jesus Christus ons Here. Liefdevolle Here, ons verheug ons in U oorwinning oor sonde, dood en graf, en dat die dood sy engel verloor het en die graf van sy oorwinning beroof is. Deur die kosbare naam van Jesus, in wie se naam ons bid. Amen. My skriflesing vir vandag kom uit Psalm 23. Seker een van die bekendste psalms in die skrif. En ons lees daar, die van u wat dalk die woord van die Here het, is welkom om op soontoe te blaai en saam te lees. Maar ons lees daar, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie. Tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders my toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met heerlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Die woord van die Here. En my titel vir my prediking vanmôre is: Die Here is my herder. Psalm 23 is seker een van die bekendste gedeeltes in die skrif. En daar is 'n rede dat gelowiges reg oor die wêreld hulle na hierdie gedeelte wend in tye van nood, in tye van angs en in tye van hartseer. Dit is 'n psalm van koning Dawid. En het is interessant dat Dawid 'n herder was. Hy het 'n spesiale verhouding en sorg wat 'n herder met sy skape het, verstaan. En daarom noem hy ook die Here sy herder. Wat 'n pragtige illustrasie is van sy verhouding met God. En is interessant dat hy sê nie die Here is 'n herder nie. Hy sê die Here is my herder. En ons lees dan ook in Johannes 10 vers 27, my skape hoor my stem en ek ken hulle en hulle volg my.
Interessant dat skape 'n herder se stem erken. En hulle leer om hulle eie herder te volg en nie iemand anders nie. Kan jy soos Dawid sê, die Here is my herder. Broer Piet, weet ek, is 'n man wat geweet het dat die Here is sy herder. En daarom wil ek vanmôre vir u vra, wie volg u? Wie is jou herder? Het jy dalk in die verlede jou aan die Here verbind en later gesukkel om hom te volg? Is daar een of ander area in jou lewe waar jy nog nie oorwinning behaal het nie? En as daar vanmôre iets is wat by jou opkom, wil ek u aanmoedig, my broer en suster, om dit voor die Here te bely en die eerste stap te gee, om daardie area van jou lewe onder sy heerskappy te plaas. En ons lees dan verder in die Psalm ook, dat 'n herder sorg vir sy skape. In Psalm 23 lees ons, ek kom niks kort nie. Dit is interessant dat God se volk beleef die voorsiening van die Here, wat ook al goed is, wat ook al voordelig is. Hy sal dit aan ons voorsien. Ons lees verder in Psalm 34 vers 10, die jong leeu's het gebrek en ly honger, maar die wat die Here soek, sal niks ontbreek nie. Die wat die Here soek, sal niks ontbreek nie. Ons God in die hemel is die skepper van die hele heelal. Alles behoort aan hom. Die wêreld het tot stand gekom deur die krag van sy gesproke woord. Niks is te moeilik vir hom nie. En hy kan enige iets vir ons gee. Die skrywer sê, hy lei my na groen weivelde en stil waters. Hierdie herder sorg vir die welsyn van sy skape. En dit beteken om voeding en rus te verskaf. Die enigste hoop wat die leemte in elkeen van ons se lewens kan vervul, is 'n verhouding met God. En wanneer ons dit het, bevredig hy ons ook geestelik. Dawid sê, hy laat my in groen weivelde lê. Hoekom gebruik hy hierdie woord laat? Dwing die herder die skape om in die groen weivelde te gaan lê? Soms luister skape nie. Soms wil hulle dalk rondloop. Hulle stel dalk nie daarin belang om na die weiding te gaan en om daar te bly nie. So lei die herder hulle nog steeds na die plek waar hulle moet wees. Ek word herinner aan die storie van Maria van Betanië. Maria was by Jesus se voete terwyl hy gepreek het en het geluister na sy leringe en het dit geniet om aan die Here Jesus se voete te sit. Martha was egter besig om te werkskaf in die huis. En sy was besig om die ete voor te berei. En sy het na Jesus toe gegaan en vir hom gevra, sê vir haar dat sy my help. Sy het vir Jesus gevra dat Maria haar moet help in die huis. Jesus het vir haar gesê, Maria, die een is wat die belangrikste ding doen. Sy sit en luister na die Here. Soms is baie van ons soos Martha, so besig. Maar God wil egter hê ons moet meer soos Maria wees. Hy wil hê ons moet deel hê aan die groen weivelde, die stil waters geniet. En hy wil hê ons moet daar gaan lê sonder enige afleiding.
En dan verder in die Psalm, broers en susters, lees ons dat die Here lei ook sy skape. Die psalmdigter skryf verder dat hy lei my op paaie van geregtigheid ter wille van sy naam. Nou ek weet nie wie van u al ooit in Israel was nie, ek het die baie belangrike, of sal ek sê, die groot oomblik gehad om in Israel te kon wees. En dis maar 'n baie droë plek. En baie keer ry jy daar so vir kilometers wat jy niks sien nie. Op sommige plekke is dit gevaarlik. Groen weivelde is min. En 'n skaap weet nie waarheen om te gaan nie. Daar kan baie paaie wees, maar net een pad lei na die bestemming wat die herder in gedagte gehad het. Dit is hoekom die skape iemand nodig het om hulle te lei. Hulle ken nie die pad nie. Ons is ook so. En ek dink jy kan saam met my stem dat as ons kyk na die wêreld vandag, dan verkondig die wêreld baie verskillende paaie. Elke sogenaamde kenner sal sê dat hulle weg die waarheid is en gevolg moet word. Die realiteit is egter dat daar net twee weë is. Jesus het daarna verwys as die smal weg wat lei na die lewe en die breë weg wat lei na vernietiging. Ons goeie herder lei ons op die pad van geregtigheid deur sy woord, wat 'n lamp vir ons voet is en 'n lig op ons pad. En ons let dat die vers sê, hy doen dit ter wille van sy naam. Hier is 'n interessante brokkie teologie. God doen hierdie dinge vir ons beswil. Dit is goed vir ons om na die weivelde te gaan. Dit is goed vir ons om hom op sy pad te volg. Terselfdertyd, wanneer ons dit doen, bring ons ook eer aan God. Dit is die goeie getuienis wat ons in ons harte ronddra. En dan natuurlik is die uiteindelike doel van elkeen van ons wat hier sit vandag se lewens om eer aan sy naam te bring, om God te verheerlik. Wanneer ons eer aan God bring, is ons op ons heel gelukkigste. 'n Herder moet dalk sy kudde deur donker en selfs gevaarlike plekke lei. Op 'n soortgelyke wyse moet gelowiges ook deur die donker tye van hulle lewe gaan. Dink byvoorbeeld aan koning Dawid se lewe. Dawid is gesalf op 'n jong ouderdom om die koning van Israel te wees. Maar die grootste gedeelte van sy lewe moes hy vlug. Saul het 14 keer probeer om hom dood te maak. Dink daaraan, broers en susters. Jy word vervolg deur die regering van die land. Hulle probeer jou 14 keer doodmaak. En Dawid was jarelang op vlug van Saul af. En daarmee wil ek vir u sê vandag, God beloof nie vir ons 'n maklike lewe nie. Dit is amper seker dat ons donker valleie sal deurgaan in ons lewe. Miskien gaan u tans deur so 'n donker vallei. Is dit miskien fisiese pyn of siekte waardeur u moet gaan? Dit kan 'n verlies van 'n familielid wees. Sommige van u staar dalk moedeloosheid of depressie in die gesig. En dan voel dit baie keer of jy in hierdie donker gat vasgevang is en maak nie saak wat jy doen, jy kan nie daar uitkom nie. Maar weet jy wat, broers en susters, in al ons beproewinge beloof God wel dat hy elke tree van die pad met ons sal wees. Ons lees in Hebreërs 3 vers 15, ek sal jou nooit begewe of in die steek laat nie.
En wanneer jy hierdie dinge in die gesig staar, hierdie donker, wat so oorweldigend is, moenie vrees nie. En moenie na die wêreld om jou draai vir troos nie. Die wêreld bied nie vir ons troos nie. Ons gaan net ons troos vind in die Here Jesus Christus, in sy werk aan die kruis. Jou goeie herder is reg langs jou. Hy lei jou daardeur, as jy net gewillig sal wees, om na hom te luister en hom te volg. Hy is steeds lief vir jou. Hy het jou lief, en hy sal nie een van sy beloftes aan jou laat misluk nie. En jy weet, broers en susters, ek het al so baie gesê, maar as jy nou van die groot teoloë luister, dan praat hulle van daar is 7000 beloftes in God se woord vir ons as gelowiges. Beloftes oor jou finansies, beloftes oor jou gesondheid, beloftes oor jou familie, beloftes oor jou verhoudings, beloftes oor jou kinders. Alles is in die woord van God. Ons moet dit net vasgryp en daaraan vashou. Beloftes dat hy sal ons nooit alleen los nie. En in plaas daarvan om in die dal van doodskadewee en op dit te fokus, is dit beter om op Christus te fokus. Hy wat die lig van die wêreld is. Dank hom dat hy daar by jou is. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. En Suster Hester en familie, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek vir julle gebid. Ek het vir julle almal gebid. En my gebed was dat julle kan sê, God is met ons waar ons ook al heen gaan. En ek wil vir jou sê, Suster Hester, in die dae wat kom, as jy hartseer voel en jy voel alleen, weet net, jy is nie alleen nie. Jesus Christus is daar by jou. Hy dra jou deur. Praat met hom, gesels met hom. En jy sal sy teenwoordigheid beleef op 'n baie spesiale manier, en so ook vir die res van die familie. Jy weet, as daar iemand is wat werklik verstaan wat ons deurgaan, dan is dit Jesus Christus. As ons net dink in die skrif wat Jesus Christus moes deurgaan, en hy weet en hy verstaan wat ons as mens ook deurgaan. So maak 'n gewoonte daarvan om tyd met die Here te spandeer, en met die Here te praat, en al julle hartseer en julle kommer vir hom te vertel. En ek weet, hy sal op 'n baie spesiale manier daar wees en julle seën. Ek sluit af. Jesus sê in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ons herder het sy skepping wat ons is, so lief gehad, dat hy homself opgeoffer het vir ons. Dit gaan veel verder as wat enige normale herder sou doen. Hierdie liefde en opoffering behoort ons te inspireer. Ons het 'n herder wat waardig is om gevolg te word. En hy sal ons nooit, ooit in die steek laat nie. Christus het gesterwe. Christus het opgestaan. Christus kom weer. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, in u vaderlike goedheid het u aan ons gedink en u geliefde seun gegee om ons herder te wees. Nie net om ons deur sy woord te voed nie, maar ook om ons te troos
in die tyd van beproewing. En Here, ons sê vandag dankie vir die rus in Jesus Christus wat broer Piet nou geniet. Ons dankie dat U vir 'n tyd Piet vir ons gegee het. En ons loof U vir die heerlikheid wat ons saam met hom tot in ewigheid sal deel. Ons vra dan ook, Here, dat U elke familielid en vriend vertroos, dat hulle altyd na U woord luister vir vertroosting en bemoediging. Mag hulle bewus wees van U teenwoordigheid terwyl ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied op aarde, net so ook in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dankie geliefdes. Dit is nou my voorreg om 'n huldeblyk aan broer Piet te doen. Broer Piet was my beste vriend. En is sy lewe wat ons vandag hier vier. Dit was my voorreg om saam met hom te kon lag, te kon gesels oor die verlede, saam te kon sing, saam die Here te dien en saam te kon kuier. Saam te kon gesels oor ons diens aan ons vaderland as veterane. 'n soldaat en 'n polisieman wat mekaar verstaan het. My beste vriend. Wat kan 'n man sê van so 'n groot gees soos Piet? Soos ek aan die begin gesê het, wat sy kerk en sy gemeente gedien het tot aan die einde van sy lewe. Broer Piet was altyd daar. Altyd aan die ander kant van die telefoonlyn, altyd gewillig om te help. En ek sal nooit vergeet, soos wat ek die hele Suid-Afrika deurgery het, ek is omtrent elke dag in 'n ander provinsie in Suid-Afrika, en as ek die lang paaie so ry, dan bel ek altyd vir broer Piet. En dan gesels ek en hy, vir lank. En ons maak grappies oor die foon. En wat vir my interessant was, is maak nie saak wat 'n dorp ek in Suid-Afrika ingery het nie. Broer Piet kom my vertel hoe die dorp ontstaan, wie is die stigter van die dorp, al die geskiedenis wat daar gebeur het, wat 'n oorlog het daar plaasgevind. Hy het 'n magdom van kennis gehad oor sy geskiedenis. Maar broer Piet was ook 'n ernstige man, wanneer het by sy kerk en by sy geloof gekom het. Maar dan kon hy ook 'n grappie vertel, en ons kon lekker saam lag. Ek en hy het altyd so mekaar geterg oor die politiek. En ek sal nooit vergeet nie, dit was altyd vir my so kosbaar. Dan bel ek broer Piet, dan antwoord hy. Dan sê ek, broer Piet, is jy nog lief vir my en vir Donald Trump? Dan sê hy vir my, oor jou sal ek dink, maar vir Donald Trump nie. Hy kon altyd 'n ou grappie maak. En wat ook interessant was, en wat so kosbaar was vir my van hom is, hy was altyd so besorgd oor die welstand van mense in die gemeente en mense in ons omgewing. Hoeveel keer het ek nie gesien wat hy gedoen het nie, en hy het dit probeer geheim gehou, laat niemand weet van sy goeie dade nie. Maar ek het opgelet, en ek kon sien waar sy hart was. Sy hart was om mense te dien. En hy wou altyd weet oor die welstand van hierdie gemeente. Hy het sy alles gegee vir die gemeente.
Laat hierdie gemeente kan aangaan en 'n sukses wees. Dan wil ek vir julle ook as familie sê, hoeveel male het ek by broer Piet gesit wat hy gespog het oor elkeen van julle. Hy was so trots op sy kleinkinders en sy grootkleinkinders en sy seun. Nico, jou pa het so gespog oor jou en jou kwalifikasies en hoe sukses jy behaal het in die lewe. Hy was so trots op jou. En was vir my hartseer in die latere tyd toe broer Piet begin siek raak. Ek kan onthou, hy wou 'n nuwe omhulsel vir sy Bybel kry. En ek is en hy is na die mall toe in Potchefstroom. En hy het so eentjie geloop en hy kon nie verder loop nie en hy staan stil. En toe ek het sien, toe begin ek besef, hierso is groot fout. En dan het ons maar so stadig geloop, dan stop ons weer, en dan loop ons en stop ons weer. En ek kan onthou ook, toe hy siek geword het en hy moes vir die eerste keer op dialyse gaan, het ek hom gaan besoek daar by die hospitaal in Pretoria. Maar weet jy, terwyl hy siek was, het hy gepraat oor die Here soos 'n man wat 'n persoonlike verhouding met God gehad het. En dis vir my 'n groot eer om afskeid te neem van hom vandag met groot hartseer. Maar ek wil graag, as jy my die geleentheid bied, my laaste eerbetoning aan broer Piet, wil ek graag vir hom, hy's 'n ou veteraan, polisie, gedien daar in Suidwes-Afrika, wil ek graag vir hom 'n veterane saluut gee vandag. En mag ek vra dat al ons veterane wat in die polisie en die weermag is, asseblief opstaan, saam met my, ek kan net in die banke bly en opstaan. Salueer vir Piet. Saluut! Af, ons sal hom onthou. Dankie. Jy mag maar sit, dankie. Baie dankie vir daardie spesiale oomblik. Ek wil graag nou vra dat Dirk van die kerk na vore kom. Ek dink hier is 'n mikrofoon, Dirk. Dirk gaan net vir ons die lofrede en die bedankings doen. Baie dankie, Dirk. Jy kan hom net aansit. My naam is Dirk en ek sal van die kerk en as ek maar half vergeef my en ek probeer dat ek 'n klein bietjie perspektief gee. Op Pieter en ek hoor so na gehad dat hy mag kyk. Ons is saamgeneem. My eie gesin bestaan uit 2 dele wat heel ouer deel is en dan was ek my sussie daar. En ons het 'n paar vroeg verloor. Die begin van ons hoërskool. En die ou wat sy hande bespreek het, soos wat dan nie getuig het, soos wat weer die hele diens uitgekom het, gemeenskap en die mense rondom, het sy verantwoordelikheid verder gegaan. Hy het die familie en sy vrou sy kant in sy huis ingegaan. En ons allemaal kinders groot gemaakt, dan mag nie wees dat het nou nie, maar as jy jouself kan dink, jy het 'n gesin, vol gesin, jy kan nog 'n gesin maken. Iemand dit is iets ongeloofliks wat te doen. En ja, ons is ewig dankbaar vir daardie geleentheid om ons lewe, vir daardie fundament om ons lewe te kom bou. Van my en sussie se kant af. Net die res van die kerk van my jaar. Nou is daar 'n paar mense wat ek dit bedank en in die ander dele betrokke is en so, as vir iets uitlaat, vergeef my asseblief. Maar die tweede deel, dit is op Piet en Anna wat nou die groot rol in ons lewe gespeel het, want dan het daar nog iemand bygekom en dit was om my Jessie gewees. Baie dankie aan jou, aan my Jessie, vir die jare se ondersteuning en liefde.
'n gesamenstelde familie is nie altyd, jy weet, 'n sloomlose rangskikking en dan nie. Maar julle het geweldig baie waarde en hoop en liefde toegevoeg in dat Papiet se lewe. Baie dankie daarvoor aan jou. Al die jou kinders ook. Baie dankie dat julle hom oop hand verwelkom het en dat hy deel was van julle gesin en van julle lewe. En dan die kerkraad, dit is 'n lewe wat ek seker gewees glo hier, ek het nie baie met Papiet te doen gehad, nie kon nie, want hy kon kyk nie, want hy het met die eie lewe gebou. Maar sover as wat ek weet, dat hy praat met jou, kon jy gehoor het dat hy baie aktief betrokke is in die kerk hier. Baie dankie vir die kerkraad. Om hom ook in te gebring het en om deel te gemaak het van die kerk en vir hom daardeur ook die geleentheid te gee om die Here te dien. Aan Bossie, Patty, Lorien by die kerkkantoor, baie dankie vir al die hulp en liefde. En ek glo julle het ook nog weer bystand gelewer hier met al die verrigtinge vir vandag. Die verversings wat gereël is, die klank en al die pragtige honderdryk wat die gespeel het, dit is ongelooflik akkuraat en samevatting. En dan die laaste dag op die Klasloks Dialysis Sentrum was, baie dankie vir dit wat julle in die laaste tyd vir pa genoem het daar. Al die moordinpraat, alles wat nie meer so lang kan stil lê nie, daai word baie waardeer. Ja, Papiet was die diener gewees, hy wou nie bedek gewees eintlik. Dit is maar net deel van sy karakter. Maar baie dankie vir daardie geduld wat julle daar gehad het om te help. En al die dokters en die verpleegsters en smaakjes van die families en mense wat al baie gestaan het help. Vir die siekte begin, baie dankie vir julle liefde en baie dankie vir julle bystand en Papiet, aan Mauricie en alles, wat julle mooi die regte dinge gedoen het daar vir hulle. Op die verversings was ek al baie gewees, baie dankie Gerritjie vir al julle moeite, ons waardeer dit baie opreg. En dan al die vriende, al die vriende en Soutpoortjie vriende wat gereeld ingeloop het. Dit is baie belangrike deel van ons lewe, daai alles sê, dat jy oor. So julle, baie dankie aan julle en baie dankie vir al die dinge kuiertjies die saamwees in die dag. En dan kry ons dus ver vanaf gekomme, om jullie daar buiten te mee te deel en te deel en wat ook al. Baie dankie. Ons wat die Vader se hand oor julle reis genade en dat almal weer veilig sal kom. Ja, baie dankie vir die geleentheid dat ek dan nog kon vir die laaste keer kom baie sê dankie. En dan aan Dominee Gerrit. Baie dankie Dominee vir jou jare van vriendskap en baie dankie dat jy soveel liefde aan ons pa gegee het. Hy was baie liefde gewees. Dan in afloop, baie dankie vir al die reëlings rondom die lewensvierde van vandag en die verrassing en al die dinge. En dan met die mense by die ouer thuis in 'n uur van nood, want gaan dan ons nog baie in mekaar en baie moeilik. So baie dankie dat julle my sê gehelp en my gestaan het en dat julle ook vir hulle versorg het en help versorg het hier die hele tyd. En totdat die familie daar was en al die van verder gereed het, so baie dankie aan die ouer thuis ook. Ek kan nie die naam wat maar nie baie dankie. Ja, dit is dit, baie dankie vir die geleentheid om te kon sê. Baie dankie vir die woorde. Ons het vandag hier by mekaar gekom om Piet te ruste te laat neerlê. Die wonderlike herinneringe aan Piet sal in die komende dae 'n bron van vertroosting en krag vir elkeen van ons dien. Kom ons koester die herinneringe,
wat na ons toe kom. En laat elkeen van ons wat vandag hierso is, die plan van God in ons lewens uitleef, met ons hele hart, en reageer op God se liefde vir ons. Vir sover as wat die Here behaag het, die Almagtige behaag het, om Piet na homself te neem, dra ons hom op aan die Here, waar hy gaan na die plek, wat vir hom voorberei is, sodat as tot as kan terugkeer en stof tot stof, en die gees wat vrygelaat is, uit hierdie liggaam, vir ewig by die Here mag wees. Ons gaan nou geleentheid gee vir elkeen van u hierso om blare te kom plaas op die tafel. Ek vra net dat u die familie eerstens kans gee, dat hulle eers dit doen, en daarna kan die res van u vorentoe kom en dit ook doen, terwyl ons gaan luister na die musiek wat julle gaan. Dankie. Baie dankie.
than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his purpose. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's great sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than the lilies of rarest bloom. He's sweeter than the honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus live in me than to be the king of a vast domain, or be held in sin's great sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Thank you, Jesus. En nou geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou paaie gelyk maak. Mag die wind altyd agter jou rug wees. Mag die liefde van Jesus jou omvou. Mag die reën op jou velde val. En tot ons weer ontmoet, mag God jou in die holte van sy hand hou. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van ons God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Amen. Hierdie diens word nou afgesluit. Gaan in die vreugde en die liefde van ons Here terwyl ons luister na Amazing Grace. Baie dankie.